bring het, kan het vir my saam oopmaak in Daniël 3. Baie bekende gedeelte. Daniël 3. Het gaan oor, ek gaan beskoon wat ek sê, Pastor Monet die regte woorde gesê. Dit gaan oor Saterdag, meelsak en appeltjie een oog. Saterdag, Mesach en Abednego. Ons het dit op Sondagskool om het te onthou, het ons gesê Saterdag, meelsak en appeltjie een oog. Hy sê vir ons, daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stikkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Halleluja. Hy sê toe die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Amen. Ons almal ken die geskiedenis. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, of vir jou verduidelik. Voorspoed beteken vir ons as Christene en mense op aarde nie dieselfde as wat dit vir God beteken nie. Amen. Want ons voorspoed wat ons wil hê, is nie wat God se voorspoed wat hy vir ons wil gee nie. Die Hebreëse woord beteken om bevooroordeel te word of te promoveer. Groot woorde. Bevooroordeel te word of te promoveer. Promoveer beteken vanmôre ietsie bo die ander te kry. Beter as die ander. Jy promoveer. Jy wil meer en jy kry beter as wat ander kry. Daniël 3 vers 1 sê vir ons, die koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el en sy breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie van Babel. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, in ons taal vanmôre, in ons afmetings, was hy gewees 60 el hoog. In Suid-Afrika, of in ons tyd, of waar ons nou lewe met die mates wat ons het, is 60 el vanmôre 46,4 meter hoog. Tjoh, dis 'n groot toon. En dit was 6 el breed. In ons afmetings 2,6 meter breed. Het hy 'n beeld van goud gemaak. En hy het vir hulle gesê, dat as die beels blaas en die ramshorings blaas en julle die geluide hoor, dan moet julle die horing, die siter, die fluit blaas, moet julle voor die beeld gaan kniel en hom aanbid. Almal wat in die land is, sal daai beeld aanbid. Jy moet neerval voor die beeld, was sy woorde, val neer voor die beeld en begin hom aanbid. En die persoon wat die beeld nie gaan aanbid nie, sal in die vuuroond gegooi word. As jy besluit, jy gaan nie daai beeld dinges nie, gaan jy vuuroond toe. En jy weet toe die beels en die sieters en alles blaas en die mense voor die beeld neerval en gaan neerkniel en hom aanbid, het Sadrag, Mesach en Abednego besluit, dit is nie die God wat ons aanbid nie, ons gaan nie voor die beeld kniel nie. Ons sal nie voor daai beeld kniel nie, want dit is nie die God wat ons aanbid nie. Die God wat ons aanbid, het wonders en tekens wat hy doen, maar daai beeld kan dit nie voorsien vir my nie. Hy kan nie my behoeftes voorsien nie. Daarom sal ons hom nie aanbid nie. Hy sê vir ons, soos wat ons almal die storie ken, toe dit gebeur, toe hardloop die priesters en almal na Nebukadneser toe en sê van priester, koning, die mense het nie gebuig almal nie. Almal wou nie voor die beeld buig nie. En hy het gesê, bring die manne wat nie wou nie, na my koninghuis toe. Daar kom Sadrag, Mesach en Abednego aangestap. En die koning kyk en hy besluit,
Maar hy het uitspraak gegee, hy het gesê, die wat nie gaan buig nie, gaan in die vuuroond gegooi word. So nou moet hy, want hy het nogal baie gehou van hulle, hy het van Sadrag, Mesach en Abednego gehou. Nou moet hy 'n plan beraam, om die manne nou in die vuuroond te gooi nie. Wat sê hy toe? Sê, kom staan julle 3 mannetjies bietjie hier om. Ek het gesê, dat as die voorsitters en die tamboerijn en alles blaas, moet julle voor die beeld buig. Hoekom het julle nie gebuig voor die beeld nie? Halleluja. Dit is vir my so wonderlik. Van toe antwoord op vers 17 en vers 18 sê vir ons, as onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond ook verlos. Halleluja. Sê amen. Die God wat ons dien, as ons hom dien, gaan hy ons uit die brandende vuuroond van jou uit verlos vanmorgen. Hy gaan ons verlos, hy gaan nie toelaat dat jy ons in die vuur gooi nie. Maar weet jy wat, koning? Jy kan die vuur 7 maal warmer maak, as wat hy nou is, maar ons sal nie die duiwel, en ons sal nie die beeld aanbid nie. Wat is ons vanmorgen as kinders van God? Kom die beeld voor jou, wat maak ons? Ons bid die beeld, want ons is bang. Bang vir wat? Jy moet as kind van God, moet jy standpunt inneem. En jy moet besluit, gaan jy die wêreld dien, of gaan jy God dien? As jy God dien, hoef jy nie bang te wees vir die vuuroond nie. Nee, maar pastoor, jy verstaan nie, ek verstaan dit volle. Die wêreld daar buite is boos. Dinge gebeur vandag, wat die mense al meer laat vertel, of die mense wat nou die siene weet, dat die Here gaan kom binne die volgende maand. Met alles wat gebeur. Ek hoop hulle siele is reg. Ek hoop hulle dien die God van hemel en aarde nie vir Baal nie. Of die goue beeld wat gemaak is nie. Hy sê vir ons, die gevolge, die woordjie van die gevolge van die 3 manne se standpunt wat hulle ingeneem het, was gewees dat hulle in die vuuroond gegooi sal word. Maar omdat die koning Nebukadneser van hulle gehou het hy gesê, ok, ek gaan julle 'n kans gee. Julle is nie in hierdie omgewing. Julle is van 'n ander nasie, 'n ander gedeelte. Julle is nou soos wat hulle sê, immigrante in my land. So ek gaan julle vandag verskoon, omdat julle nie gebuig het nie. Maar as die beels en die sieters weer blaas, sal julle moet buig, anders gaan ek julle moet in die vuuroond gooi. Ek dink hulle begin dink, wat gaan hier gebeur? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, Eksodus 3, 20 vers 3, was die heeltyd in Sadrag, Mesach en Abednego se gedagte. Hulle het dit altyd gedink, vandat hulle tot bekering gekom het, en dit sê vir my, jy mag geen ander gode voor my aangesig dien nie. Jy mag geen ander afgod dien, behalwe vir my. Ons het as kinders van God, het ons afgode in ons lewens elke dag. Jy het die afgod van jaloesie, jy het die afgod van mismoedigheid, jy het die afgod van krankheid, jy het die afgod van, jy voel net nie lekker vandag nie, van jy wil met niemand te doen hê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie daai afgod vergroot nie, maar vergroot God eerder oor jou afgod. Maak God groter as wat jou afgod is vanmôre. En hou op om afgode te dien, want ons dien 'n lewende God vanmôre. Moenie ongehoorsaam wees aan die roepstem van God vanmôre nie. As die Here vir jou sê, vergeet daarvan, vergeet van dit. Moet gehoorsaam word, as die Here met ons praat. Hy sê vir ons, en die beeld het weer geblaas, die sieters. En dit het weer geword dat die mense moet gaan bid, of die beeld gaan aanbid. En weer eens het Sadrag, Mesach en Abednego gesê, ons sal nie voor die beeld buig nie. Ons sal nie die beeld aanbid nie. Want ons dien 'n lewende God.
'n God wat verander, van daai beeld kan nie my lewe verander nie. Daai beeld kan nie vir my gee wat ek nodig het om my lewe deur aan te gaan nie. So once again they decided not to bow and to pray for them. En weer eens moes die mense en die disippels en almal kom, van die priester en of van die koning, al sy seggenskap, en weer eens vir hom sê, koning, die 3 manne het alweer nie gebid en gebuig nie. Hulle het alweer nie die afgod aanbid nie. Nou sit Nebukadneser met sy hande in sy hare, van hy like hierdie 3 mannetjies. Want hy is nogal heel, want het baie vir hom gedoen. Baie goed het wat hy gehad het, hulle vir hom profeteer, wat die Here vir hom gesê het. So hy was bietjie bekommerd nou, die manne wat hy gelyk het, gee nou nie gehoor aan sy opdragte nie. Toe sê hy vir hulle, bring hulle weer na my toe. En hy sê vir die manne by die vuuroond, maak die vuur 7 maal warmer as wat dit nou tans is. En hy het hulle geboei. En die manne het hulle gelei na die vuuroond toe. Mooi luister. En toe hulle by die vuuroond kom om vir Sadrag, Mesach en Abednego die vuuroond te gooi, toe verbrand die manne, net daar, tot as, bestaan nie meer nie. En Sadrag, Mesach en Abednego het in die vuuroond geval, en hulle bly lewe, nie eers gebrand nie, nie geskroei nie, hulle was nog steeds normaal, soos wat hulle was. Halleluja. Maar die mooiste gedeelte van die verhaal is gewees, toe Nebukadneser na die vuuroond kyk, toe sê hy vir die mense, hey, wat gaan aan? Hoekom het julle 4de man ingegooi? Ons moes net 3 ingegooi het. Toe sê hulle, nee, dit is iemand daai, dit is 'n engel, dit is miskien die Here self wat saam met hom is. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak die saak of het 'n engel van God is wat hy gestuur het, of God self wat aan die vuurwind was nie, maar hy het bewys aan die wêreld en die mense wat toegekyk het, dat ek is in beheer van hierdie vuurwind. Ek is in beheer van die mense se lewens. Ek is in beheer vanmôre van al hulle probleme wat hulle in die gesig staan. Sien jouself in. Jy staan hier vir 'n vuuroond. Jy het God aanbid. En jy sê jy moet in die vuuroond gegooi word. Wat gaan deur jou gedagtes gaan? Wat gaan jy dink? Sadrag, Mesach en Abednego het een ding gedink. En het een ding gesê, ons dien 'n groot God, wat ons uit hierdie vuuroond uit gaan verlos vanmôre. Hy gaan my vanmôre en ons 3 gaan hy uithaal, en hy gaan vir ons laat niks oorkom, as hierdie vuuroond klaar gebrand het nie. Daniël 3 vers 29. Ons het dit gelees nou. Hy sê vir ons, daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor God van Sadrag, Mesach en Abednego, stukkend gekap van sy huis 'n mishoop gemaak word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Daai storie moes plaasvind. Die gedeelte van Sadrag, Mesach en Abednego wat in die brandende vuuroond was, moes gebeur het. Nou maar pastoor, hoe kan jy nou so sê? Ja, want die wêreld daar buitekant moes sien dat daar 'n God is wat nog red en verlos en genees. Die mense moes gesien het dat daar nog God is wat hulle kan uithelp en hulle verlos. Dit het so gebeur, dat Nebukadneser sy oë oopgegaan het, en hy gesê, dat daar is 'n God groter as wat hy is. Daar het besef, daar is 'n God groter as daai beeld wat hy gemaak het. Want sy mense wat van Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond moes gegooi het,
het doodgebrand. Veras. Maar daai 3 manne het gestaan. Nie 'n letsel op hulle nie. Het al vuur gemaak met parafin of iets. Kom, broers. Gooi jy parafin oor, dan steek jy die vuur. As jy so in die spieël gaan kyk, en sien die helfte van jou ooghare is weg. Jou armhare is geskroei. Jou borshare het so gebrand en gekrul. Jou vingers is bloedrooi gebrand. Hoe warm is 'n vuur wat jy maak as jy vleis braai? Hoe warm is 'n vuuroond? Of hoe warm is die vleis wat jy braai? Hulle sê hout brand teen 800 grade Celsius. So is nie baie warm nie. Dis aan 800 en 1000 grade Celsius. Nou daar's vuuroonde op die myne, wat hulle gebruik om die goud te smelt. Daai vuuroonde is tussen 1200 en 1800 grade. Kom ons maal dit met 7. 21.000 grade was die vuuroond. 21.000. As ons dit so kan vat, as ons 'n sommetjie kan maak. Maar op 21.000 grade het niks met Sadrag, Mesach en Abednego enigiets oorgekom. Wat sê dit vanmôre vir jou as kind van God? Dat ons dien 'n groter God as die warmste vuur wat daar is. Ons dien 'n groter God as die moeilikste tyd wat in jou lewe is. Jy vanmôre vir my sê, pastoor, maar ek kan nie dit verstaan nie. Ek dien die Here, ek aanbid die Here, maar die dinge gebeur nie met my nie. Dinge soos wat hulle altyd praat, gebeur nie met my nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die boodskap vanmôre vir jou, wat nou dit sê vanmôre in jou gedagte, is dat God nie 'n tyd het vir iemand wat deeltyd bly kla nie. Mooi luister, verskou wat ek sê. God het nie tyd vir die mense wat deeltyd bly kla nie. Nou kom jou kleinkind by jou, ek gaan dit gou 'n voorbeeld van dit vat. Voorbeeld maak. Jou kleinkind kom by jou en praat die hele tyd met jou en sê die hele tyd vir jou, oupa of pappa, kan ek 'n sweetie kry? Oupa, pappa, kan ek 'n sweetie kry? Wat gebeur? Jy het nie geld om vir die kind 'n sweetie koop dalk nie. Of nie nou nie van dit is binne etenstyd binnekort, hy gaan nie 'n sweetie kry nie. Nou wat gebeur nou? Kom oupas, kom oumas. Jy moet jou voet neersit en sê nee. Nie nou nie. Later. Graag. Nou ons as kinders van God, merk ook die hele tyd in God se ore oor dinge wat jy net wil hê. Jy bly merk om te sê, Here, ek wil dit hê, Here, ek wil dat hê, Here, ek wil dit hê, Here, ek wil dat hê. Ek glo God gaan 'n doewe oor vir jou begin gooi. Want dit wat jy nou soek, is nie dit wat jy nodig het nie. Dit wat jy nou heeltyd merk oor by die Here is om te sê, Here, ek soek. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, verander bietjie daai soek. Nou Here, ek gee bietjie. Kom maar daai brandende vuuroond uit. Kom ons doen die Here dat ons uit die vuuroond uit kan beweeg. Dat jy kan wegbeweeg van jou depressie af. Dat jy kan wegbeweeg van jou siekte af. Dat jy kan wegbeweeg van jou mismoedigheid af. Van die vierde persoon is saam met jou in daai vuuroond wat jy belewe. En daai vierde persoon is die persoon wat gestuur is om jou in jou vuuroond wat jy nou tans in is uit te verlos. Gaan jou uittel uit daai vuuroond uit. Maar ons moet gehoorsaam wees aan God. Ons moet gehoorsaam wees. Ons is afhanklik van God se liefde en genade. Ons as kinders van God en mense is afhanklik van God se liefde en sy genade af. Sonder sy liefde en sy genade is ek en jy niks vanmôre. Is ons niks. Ek wil vanmôre vra, gemeente, kom ons staan op vanmôre en sê, Here,
Ek is tans in hierdie vuuroond, wat nou in my lewe aan die gang is. Maak nie saak wat dit is nie. Want jy gaan tans deur 'n vuuroond. Want jy weet nie of jy dit gaan maak uit die vuuroond uit nie, of jy weet nie of jy homself of jy heel gaan aan die ander kant uitkom, en of jy geskroei en gebrand aan die ander kant gaan uitkom. Ek wil vanmôre vir jou vra. Kom ons sê, Here, ek is vanmôre in die vuuroond. Maar ek wil vanmôre vra dat jy vir my die 4de persoon stuur om saam met my hierdie vuuroond deur te gaan. Die persoon wat my gaan uitverlos uit die vuuroond uit, Here, stuur vanmôre daai persoon na my toe. Stuur vanmôre die Here of die engel, Here, stuur hom vir ons. Here, kom staan saam met my vanmôre hierso, dat ek uit hierdie vuuroond uit kan beweeg. Dat as hy al word hy 17 keer of 20 keer warmer as wat hy tans is, Here, ek weet en ek vertrou dat jy my uit hierdie vuuroond uit gaan verlos. Jy moet begin bewus word van die goddelike teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe, om deur die vuuroond te kan gaan wat jy in tans is. As jy nie die Heilige Gees in jou kant het nie, en jy het nie die salwing van God in jou kant nie, en jy het nie God se genade nie, gaan jy dit nie maak deur jou vuuroond nie. Jy gaan vasbrand, en jy gaan weet, dat dit nie moeite werk is vir jou as persoon nie. Maar ek wil vanmôre ietsie by jou los. Ek gaan afsluit. Ek wil vanmôre iets by jou los. Ons moet vanoggend glo dat daar is nie nog 'n God soos die God wat ons dien nie. Daar is ook nie nog 'n God soos die God wat jy kan, 'n God wat jou uit die vuuroond uit kan verlos nie. Daar is nie nog 'n God soos dit nie. Baal gaan dit nie vir jou kan doen nie. Jou vrou gaan dit nie vir jou kan doen nie. Jou man gaan dit nie vir jou kan doen nie. Jou kinders gaan dit nie vir jou doen nie. Maar die God wat ons dien vanmôre gaan jou daardeur kan bring. Ek sê vanmôre, dit sou die storie sou heeltemal, of die verhaal sou soveel anders te gewees het. As Sadrag, Mesach en Abednego gaan buig het voor daai beeld. Dit sou soveel anders te gewees het. Maar toe hy daar uitkom, wat gebeur toe met hulle? Die koning nooi hulle in die paleis in. En hulle het, soos wat hulle sê in ons taal, hulle het van daar af royal gelewe. Hulle het alles gehad wat hulle hartes begeer het. Hulle het alles gehad wat hulle wou hê. Alles wat hulle kon kry, het hulle gekry. So ek wil vanmôre vir jou sê, hoekom wil jy in die vuuroond bly? Skoon tog. As jy 'n beter lewe kan lei. Hoekom wil jy vasgebrand word in die vuuroond en daar staan en krepeer en net moeilikheid ontvang, as jy kan uitbeweeg uit die vuuroond is wat jy is saam met God en kan 'n beter lewe lei as wat jy nou tans lei? Hoekom wil jy daar bly? Ek wil nie daar bly nie. Ek wil uitkom. En hoe gaan ons uitkom? Ek gaan die laaste skrif by jou los. Jesaja 43 vers 2 sê vir my, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Is God by jou. As jy deur die riviere gaan, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie. En die vlamme waardeur jy beweeg, sal jou nie brand nie. Halleluja, hy teks is so mooi. Hy sê vir my, as ek die Here aan my kant het, hoe sê hulle, swem jy nie swem. As jy moeg raak, gaan die Here jou help om te swem. Hy gaan jou oplig. As jy deur die vuur gaan, en jy gaan alleen deur, gaan jy brand en jy gaan skroei en jy gaan seer kry. Maar as jy God aan jou kant het, gaan hy die vleuels oor jou plaas en jy gaan nie skroei nie en jy gaan ook nie brand nie. Jy gaan 'n wonderlike lewe lei. En as jy aan die ander kant uit is, dis die lekkerste van alles. As jy aan die ander kant uitstap,
dan stap jy in die heerlikheid van Christus in. Volkome genesing, volkome verlossing, volkome reg gelei en reg opgetel. Maar sonder God gaan jy in jou vuuroond gaan jy brand. Jy gaan daar vassteek en jy gaan op so 'n stadium kom dat jy nie meer glo daar is 'n God nie en jy gaan begin terugval. Ek wil vanmôre vir jou vra. Wil jy vanmôre uit die brandende vuuroond uitgaan? Wil jy uitbeweeg uit jou vuuroond uit? Wil jy wegbeweeg van jou probleme af? Vra dat die Here die engel sal stuur of self sal kom om saam met jou in jou vuuroond in te klim. Want as hy saam met jou is, gaan jou vuuroond jou nie beskadig. Dan gaan hy jou verlos van dit af. En hy gaan jou onttrek van daai probleme af. En hy gaan vir jou, soos die koning Nebukadneser met Sadrag, Mesach en Abednego gedoen het, hy het vir hulle 'n royal lewe gegee. God gaan vir jou 'n gemakliker lewe gee. Ja, maar jy sê altyd dan, om die Here te dien is nie maklik nie. Nee. Maar die probleem wat jy het gehad het, gaan opgelos wees, gaan vir jou makliker wees om verder die Here te kan dien. Meer geloof vir die Here te kan kry. Dan gaan ander vure kom. Ek wil vir myself verstout om te sê, daar kan tot 20, 30 vure in jou pad kom elke dag. Is toe, ja. Taxi ry vir jou in. Jou baas maak jou kwaad. Jy en jou vrou het woorde. Jou kinders en jy het woorde. Ons noem maar op. Ek kan noem tot het blou word. Daai vure gaan ten alle tye elke dag in jou lewe inkom. Maar dit gaan van jou afhang of jy in daai vuur gaan bly staan en of jy gaan uitbeweeg uit die vuur uit. God vra, Here, help my om uit die vuur uit te beweeg. Here, help my dat ek hier kan wegkom. Dat ek nie seer kry, skroei en brand nie. Here, maar dat ek allerkant kan uitloop. Volmaak. In die heerlikheid van jou teenwoordigheid in. Die wat vanmôre wil sê, pastoor, ek wil uit my vuuroond uitbeweeg. Vanmôre sê, staan net op jou voete. Pastoor, ek wil vanmôre vir die Here vra om saam met my die vuuroond in te klim. Sodat ek nie sal skroei of sal brand of myself vernietig met die vuuroond nie. Maar Here, dat ek sal aan die kant uitkom, 'n volmaakte kind van God. Onaangeraak, onbeseer, maar dat ek kan instap in jou teenwoordigheid in en dat jy my sal deurdra. Kom ons sluit die hoofde.